Whoa, fighting, ding 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 ding, fighting, ding 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 ding, fighting, ding 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 ding. Wax on, wax off. Breathe in, breathe out. Danielson! Wax on, wax off. Wax on, wax on. Breathe in, breathe out. Breathe on, breathe off. Yeah, maar die kan nogal lang. Yan naman ka lang. Dit vat nogal 'n bietjie lang om so met die kwas te werk. Ek dink dit sal maar beter wees môre. Sal dit maar beter wees om hom te sprei. O, Vader, ek kan mos nog nie. Ag nee, furniture polish spray gaat nie werkie. Ag, die spray gaat werk. Spray en koek. Nee, dat gaan nie werkie, dis in die kombuis. Wag, die ene moet seker werk. Dis die beste spray. Vader, doem. Nee, dis vir die kofferrotte. Dit gaan nie werkie. Nee, dit gaan nie werkie. Danielson! Dat gaan nie werkie. Soos jy kan sien, het ek hierdie karate tricks nie. Ek het hierdie pyn tricks nie. Maar ek is daarom hierso in die stoorkamer hier by die huis. En met my karate klere aan, laat dink my so aan Danielson van Karate Kid en ek dink aan wat is hy, kickboxer en al die gevaarlike moves wat die mense altyd so gemaak het, maar in elk geval dis vir my goed om ook weer saam met julle te wees vanoggend en dat ons weer saam die woord van die Here kan bedien. Al is dit nou hier goedjies, net so 'n bietjie Red Bull drink vir die krag. Julle weet mos, Red Bull gives you wings. In elk geval, laat ons terugkom. Ek is aan train voor pink. Wat ek nog een pink belt ek nog aan. Ag, as ek seker nog nie 'n pink belt en nie 9 belde wat jy kry nie, maar in elk geval, jy verstaan die gedagte, is nog nie 'n wit belt of 'n swart belt of ek ken nog nie die katas en al die klomp kwai goeders nie, maar soos jy weet, ek ken mos maar 'n bietjie van die woord van die Here. En daarom deel ek vandag ook die woord van die Here op hierdie pragtige dag aan u vanoggend, kom dit uit 1 Petrus 3 vanaf vers 13 tot 22. 1 Petrus 3 vanaf vers 13 tot 22. Maar ons gaan stil staan by vers 15. Dit is ons geleesde gedeelte vandag en ek hoop dat dit vir u sal seën en dat dit vir u tot heil sal wees. Kom ons raak net stil voor die Here. Bid ons saam. Vader in die hemel, ons dankie dat ons weer so saam kan wees. Dankie dat u op hierdie dag so saam met ons is en dat u vir ons altyd so seën. Here, hier in hierdie stoorkamer, pakkamer, maak nie saak nie. Elke ruimte, elke plek, dit behoort aan u. Maak nie saak of ons nou soos Karate Kids lyk, of ons nou paint en of ons nou Red Bull drink, maak nie saak, enigiets wat ons doen. Die woord van die Here moet altyd sentraal staan. En daarom kom ons, Here, en ons kom plaas ons nederig en eerbiedig voor u. Seën dan nou alles in Jesus naam. Amen. Ek gaan een versie met u deel. Verskoon tog weer vir die op en af, soos u weet. Maar soos u weet, die setting is mos nou maar hier in die stoorkamer. So ek gaan maar hier gewoon net sit en lees. In die Bybel het hy ook so gesit in 'n kring en die brood gebreek en so aan die woord gepredik. Vers 15, hoor hiersa wat sê 1 Petrus 3 vers 15. In julle harte, in your heart of hearts,
moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. You must honor the Lord your God with all that is within you. In jou hart, in my hart, in ons harte, moet net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Vers 15. Hy vat eintlik mooi saam Jesaja se woorde daar in Jesaja 8 vers 13. Hoor gou hierse. Julle moet die Here die Almagtige eer as die Heilige. Vir hom moet julle vrees en vir hom moet julle bang wees. Ek dink so aan daai lied wat sê, julle moenie vrees nie, so sê die Here, julle moenie bang wees nie, want ek is met jou. Broers en susters, wanneer ons die woord van die Here so met mekaar deel, hier in 1 Petrus 3, dan word dit gou duidelik dat die Here, hy wil met ons praat en hy wil vir ons duidelik sê, luister, as jy my dien, dien my met eerbied en eer my en loof my en dank my vir dit wat ek vir jou elke dag beteken. Jy weet, hierdie gepyntery wat ons mee besig was, het my so laat dink aan, die kerkraad, maar nou nie vir my kwaad wees oor hierdie, ek gaan maar die swart gebruik, daar so, vir die hondse hok, maar ek sal maar weer pyn, in elk geval, ek het genoeg tyd, dit laat dink my so aan hy storie van die man wat ook so ver werk gedoen het, en het lyk ook amper soos hierdie gedeelte, die is nou 'n wasbuisin, maar het was so 'n boot wat hy geverf het, in elk geval, en terwyl hy die boot verf, terwyl hy so besig is met die verfwerk, en hy wax on en wax off en paint on en paint off en breathe in en breathe out en alles soos Daniel San geleer was, terwyl dit gebeur, toe sien hy man, hier in die boot, miskien ken jy die storie, hier in die boot is daar ook 'n gaatjie, en terwyl hy paint, besef hy, man, ek kan mos nie net wil paint nie, ek moet die gaatjie ook toemaak, dit sal net reg wees, en jy weet, terwyl hy dit so besig om te pyn daar, so polyfillery, en maak hy mos nou gaatjie mooi toe, en so antes, en die boot lyk so mooi, en die man, vir wie die verwerk gedoen het, hom betaal, en die volgende dag kom daar die eienaar van die boot weer na hom toe, en hy gee vir hom die keer 'n check, maar hierdie check het klomp, honderde duisende rande by die bedrag wat hy al reeds gepay het, soos hulle sal sê, en die verwer, of die painter vra maar nou, meneer nou, hoe werk dit dan nou? Jy het nie mos klaar betaal oor die verwerk, en hoekom gee my nou nog nie, wat gaan aan? Hy sê, nee meneer, jy het ook die gaatjie in die boot, het jy ook reggemaak. En hy sê, ja, dis alright, dit moes nou niks is, moes nie nodig, dat hy my honderde duisende rande extra gee, en dit nou oor ek net 'n gaatjie toegemaak, hy sê, meneer, weet jy wat? Toe ek by die huis kom gister, toe is die boot net weg. En toe ek my weer kom kry, toe is dit, dat ek besef, dat my kind, of my kinders, het saam met hulle vriende bietjie gaan kuier met die boot, en hulle is uit met die boot gaan vaar, en gaan visvang en so aan, was kom my die keel is bietjie droog vanmôre, vir die krag, en terwyl hulle so uitvaar, en hulle gaan visvang, en nou kan jy mos nou dink, waar is my gedagtes, want daar is 'n gat in die boot, hulle gaan mos doodgaan en so, en ek is gestres, en ek bid, en ek vra vir die Here om vir my te help, in die situasie, en jy weet, my kinders het veilig teruggekom, en toe ek so kyk, toe sien ek, jy het die gaatjie ook toegemaak, wat gemaak het dat my kinders nie omkom, saam met hulle vriende, daardie dag in die boot nie. En daarom ek het nie genoeg geld om vir jou dankie te sê, vir die gaatjie in my lewe, of die gaatjie in my boot, wat jy toegestop het nie, en net so, wil die woord van die Here ook daardie gaatjies toestop, jy weet, ons het baie keer hierdie gaatjies in ons lewens, ons het hierdie gaatjies in probleme, en tekortkominge,
Daar is mos altyd iets wat gevul moet word. Miskien is daar 'n finansiële nood, dan vul daai situasie, daardie noodsituasie, of soms is jy honger, en dan kry gee iemand vir jou kos, en dan vul dit daai gaatjie ook daarso. En so ook hierdie gedeelte uit God se woord, hierdie heilige eerbied wat hy van praat, moet ook in my en in jou lewe wees. En dit wil die gaatjies toestop wat in ons lewe is. Die probleme, die tekortkominge, God wil daardie stopsels daar plaas. En hierdie man se storie, hierdie verwer wat daardie gaatjie vir daai man toegemaak het en so sy kinders se lewens ook gered het en daardie man se lewe ook, so wil die Here ook daardie gaatjies toestop in jou en in my lewe. En jy weet, ons moet hom net toelaat en ons moet hom net vra, Here, help my. Here, versterk my. Vul my lewe met u teenwoordigheid. En hy sal. Hy wil net hê ons moet hom eerbiedig wees en ons moet hom eer en ons moet hom ken as ons Vader wat in die hemel is. Ons moet hom ken as die een wat aarde toe gekom het. Ons moet hom ken as die een wat alles deurgemaak het, die een wat tot in die hel in was. Ek dink hy het oor die duiwel en vir sy trawante het natuurlik daai dag groot moeilikheid gegee. Toe hy daar net deur aftrap en daarin kom in die hel, picture het net. Martin Luther probeer dit altyd so uitbeeld, en jy weet, hierdie vrou het altyd gesê, dat die Here dit kan doen. Hy daal nie net neer na die aarde toe nie, hy daal neer na ons hel situasie. Wat is jou hel situasie? Dan wil die Here vanoggend ook jou gaatjies toestop. Die Here wil vanoggend ook vir jou bystaan. Die Here wil vanoggend ook vir jou versterk, want hy kan. Daar is niemand soos die Here nie. En jy weet, ek wil vir u laat met hierdie storie van hoe dat ons dit moet uitleef op hierdie aarde. Daar was hierdie man wat in 'n lelike kar ongeluk was. En jy weet, sy gesig was omvorm. En nou lê hy daar so in die hospitaal. En die chirurg, die plastiese chirurg kom na hom toe en hy sê vir hom, luister, ek gaan jou gesig weer mooi maak en plastic surgery doen en so aan vir jou. Jy hoef nie te worry nie, ek sal dit weer in lyn bring vir jou. Maar al wat hy moet doen is, hy moet vir my sê, hoe wil jy lyk? Het jy 'n foto van jou in jou jonger dae miskien of so? En die man sê, man, ek het geen foto of niks van myself nie. En hy voel so magteloos in hy oomblik, want hy wil, die dokter of die plastiese chirurg wil hom nou reg trek weer, maar hy kan nie, want daar's geen foto's. En hy kyk so vir 'n oomblik en hy sien daar so teen die muur is 'n foto van 'n man en hy sê, en die man lyk so vredevol. En hy sê vir die dokter, ek wil soos daai man lyk. Maak my laat ek lyk soos daai man. En jy weet, hulle die plastiese chirurg het die operasie gedoen en hulle het vir hom gemaak soos hy man wat daar op die foto is. En hy het na aan daai persoon gelyk op die foto. En jy weet, ja, tyd het verbygegaan en hy kom weer na tyd terug hospitaal toe en een van die nurse nader vir hom en sy sê vir hom, man, jy lyk so pragtig en ek hou van hoe jy lyk, en so aan is. Hy sê, man, dankie, maar sê vir my bietjie, wie was daai man wat daar op hy foto was, dat ek ook kan verstaan soos wie ek daarin lyk. Sê vir my, wie is daai man? En die nurse sê vir hom, ek kan nie glo jy ken hom nie. Dis Jesus. Dis die foto of die gesig uitdrukking van Jesus wat jy nou het, en jy lyk nou soos Jesus. En jy weet, die man is daar met soveel vreugde daar weg van daardie plek af. En van daardie dag af het hy besluit, ek wil nie net lyk soos Jesus nie. Ek wil ook doen soos wat Jesus sou doen. En so word ons uitgestuur vandag en môre en altyd om die Here altyd te eerbiedig deur hoe ons lyk en wat ons doen. Ons is nie net die imago Dei nie, die beeld van God nie, the image of God nie.
Ons moet dit ook uitleef. Nie net hoorders, maar ook daders van God se woord. Sit die kwas in die hand, vul die gaatjie vir iemand, doen vir iemand iets goeds, want daardeur eerbiedig jy die Here. Vir sover jy dit aan die geringstes gedoen het, het jy dit aan my gedoen, sê die woord van die Here. Mag die Here ons sterk in hierdie tye, en mag die Here saam met ons wees. Amen.